an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and might. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and might. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and might. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Karen, ons gaan net gou vir welkom by ons erediens vanoggend. Karel is nie hier vandag nie, so Karen staan in en ons geniet haar verskriklik baie. Sy skep sommer 'n lekker atmosfeer. Beverly gaan net gou die verwelkoming vir ons doen, dankie. Dat sy goeiemôre almal. Ek's bly om te sien dat julle nie weggespoel het tot hier nie. Die wat so 'n maand terug saam met my gebid het vir reën. Ons kan sê ons gebede is verhoor. So daar is dit. Paar afkondigings. Vandag se braai gaan aan. Ten spyte van die reën. So die wat gekom het vir die braai gaan voort. Dan wil ons net sê volgende Sondag die 20ste November. Dan is dit 'n dank en gee, so meditatiewe erediens. En nou sommer op daardie noot, as julle in die Suiderkruis bietjie kyk, daar is ook uitreike wat gaan gebeur. Kleuterskool uitreike, daar spesifiek gevra vir spesifieke goeder, soos byvoorbeeld flingskyfies, zoekoekies, ouros wat klaar reg is om te drink. Die spesifieke goed is gevra, want weet, as mense verskillende goed bring, is dit moeilik om uit te deel. So kyk asseblief daar, inkleerboeke, kruite, as jou hart voel, jy wil iets skenk, hier is 'n baie goeie geleentheid om goed te skenk, spesifiek. So kyk asseblief wat ons vra, dan is daar ook die 5de Desember word pakkies gepak, kom help ons asseblief pakkies pak, om uit te deel, die 6de Desember word het uitgedeel, en ons speel 'n bietjie met kinders en so aan, so kyk wat daar staan, praat met Ingrid, praat met Estie vir meer inligting. Dan, die kerk se rekening het verander, of ons is besig om te skuif na FNB, so as julle dalk nog nie gesien het nie, verander asseblief julle bankbesonderhede, die Absa een is nog oop vir 'n wyle, maar gebruik asseblief ons FNB rekening. Laat ek net gou kyk. Dit is omtrent dit, en dan die slegte nuus is, die pannekoekdeeg is op, so vandag moet jy jou eie pannekoekdeeg aanmaak. Dankie. Baie dankie. So, hierdie laaste paar weke maak ons klaar met hierdie jaar, en dit is ook hierdie tema wat ons hierdie November doen, is om seker te maak dat jy die goed wat jy onnodiglik met jou saamdra, sal neersit. En so, ek wil jou uitnooi net daar waar jy is, dat jy sommer jou gedagtes, jou angs, jou vrese, jou verwagtinge, net so lekker met 'n diep in- en uitasem vir die Here sal gee, en dat jy sal bewus raak van sy teenwoordigheid hierdie oggend by jou. So maak toe jou oë, en dan raak ons stil, en ons gee ons laste vir die Here. Heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Van die eeuwen
Daar sê so, een van die mylpale is dat ons vandag afsluit met ons Sondagskool. So almal wat 'n kind is, kom vorentoe vir ons liedjie en dan direk na die liedjie gaan julle vir Tannie Ingrid volg en dan gaan julle na julle poppekas kyk. Baie welkom aan die maatjies wat hier kuier vandag. Ek sien so 1 of 2 nuwe gesigte. Julle is baie welkom. Daar sê This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light, let my little light, let my little light shine. Daar sê nou toe, julle met julle storie oor Abraham gaan geniet daar in die saal en goeie werk met julle bywoning hierdie jaar by die Sondagskool. Terwyl hulle uitbeweeg, wil ek julle nooi om op te staan en dan sing ons die volgende 2 lofliedere saam. Lof sing die Here, die ewige sing tot sy Here. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die sing die Here wat kunstig die liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by U gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe swaar, oor U sy vleuels gesprei. Sing die Here, dis hy wat U kroon met sy seën. Hy is die sterke wat altyd nog by U gebly het. O sterweling weet, hy wat almagtige het ons
ons in liefde beheer. Lof sing die Here, ja, almal kom loof nou die Here. Hy skenk die lewe met was tot in sy lig is rede. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons so lank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede. Laat U genade ons beveilig teen gevaar, in donker ure ons van struikeling bewaar. Lof weer sing ons voor God, die bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe. Drie-enig God ons roem, U krag en majesteit. O Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. Dankie julle. So, ons lees hierdie hele maand net een teksvers, Hebreërs 12 vers 1 tot 3. En hopelik breek die Here vir ons elke week, wanneer ons om hierdie teks vergader, iets nuuts en iets anders oop. En so, voordat ons dit weer lees vandag, kom ons bid saam. Here God, dankie dat U lewend en aktief in ons lewe is, en dat dit beteken dat U na ons luister, dat ons met U kan praat, maar dat U met ons terugpraat. En Here, ek bid dat U stem duidelik sal praat deur hierdie teks vandag. Amen. So ek gaan vandag hierdie teks uit 2 vertalings vir ons lees. En die eerste vertaling is die Nuwe Lewende Vertaling. En dit klink so: met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Vir al die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kan kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en volëinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daarvoor vir hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyhandigheid van sondaar mense deurstaan het,
dan sal julle nie uitsak en tou opgooi nie. En dan uit die boodskapvertaling. Die lewe is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met die wedloop. Laat ons dan ontslae raak van enigiets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. Dit is veral die sonde wat ons gedurig wil potjie. Laat ons soos die ander gelowiges hardloop met alles wat ons het. Laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy het vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou en hy sal ons tot aan die einde daarmee help, sodat ons geloof sal bly wat dit behoort te wees. Dink aan sy voorbeeld. Die skande en vernedering van die kruis was nie vir hom te veel nie. Hy het dit alles verdra, omdat hy geweet het dat daar soveel blydskap daarna vir hom wag. Kyk nou net, nou sit hy op die ereplek by God in die hemel. Hou hom gedurig in julle gedagte. Dink aan alles wat hy moes deurmaak. Ja, aan die slegte dinge wat die sondige mense aan hom gedoen het. As julle sy voorbeeld volg, sal julle nooit moedeloos word en tou opgooi nie. Daar is hy nou, ek net geweet daai prentjie vir julle wys. Ek gaan probeer om dit vir julle te wys. Ek moet daartoe point, nee. Daar is hy. Ja, so hierdie teksgedeelte het ons nou geluister, en daai eerste vers is veral waarop ons fokus in hierdie tyd. So die een vertaling het gesê, gooi die laste af. Die ander een wat ons gelees het, is stroop jouself af van enige iets wat jou verhinder. En toe het ons nou laasweek gesê, dat een van die goed wat ons verhinder, is ons maak allerhande verskonings. Ons weet ons moet iets doen, of ons weet ons moenie iets doen nie, en dan maak ons allerhande verskonings wat ons kammekastig keer, maar die waarheid is, ons keer eintlik net onsself. So daai was een deel wat ons moet neersit, soos ons klaarmaak met hierdie jaar. Die goed wat ons onsself van weerhou. Die hindernisse wat ons vir onsself gebou het, moet ons afbreek, sodat ons 'n deurbraak kan maak in die volgende jaar. Genoeg is genoeg, die verskonings moet agterbly. Maar dan is die volgende een, so die teksgedeelte sê, jy moet die gewig neerlê, dit is die rouste vorm van daai sin. Nou party het dit vertaal, die gewig het las geword, 'n hindernis geword. Nou daai gewigtigheid, jong, dit kan enigiets wees, nê? Dit kan emosionele lading wees, ons het nou gepraat oor verskonings, maar die punt is, daai gewigtigheid, wat dit ook al is, sit dit neer. Moenie dat jou spoed gebreek word nie. Maar dan sê dit, veral die sonde. So deel van daardie gewig is sonde. Daar's baie mense wat gereeld vir my sê, ek preek genoeg oor sonde. Dus ek hoop, hulle is nou almal vandag in die kerk, want ek gaan nou vandag oor dit praat. Oor die sonde wat ons terughou en ons spoed breek. So die woord sonde in die Bybel is eintlik drie woorde wat interaktief of interchangeable gebruik word. So partykeer is die woord pesha word gebruik vir sonde, en ander keer avon, en ander keer kata of gata. En in hierdie teksgedeelte was dit nou gata gewees, maar eintlik is dit belangrik vir ons om hierdie konsep te verstaan, om eintlik al drie daai woorde, die begrippe daarvan beter te verstaan. So die eerste woord pesha, in Grieks is dit paroptoma, dit beteken 'n oortreding of 'n rebellie of 'n opstand, maar die kruks van daardie woord is dat jou gedrag verbreek vertroue. Nou as jy die Ou Testament gelees het, dan is dit veral die profete wat die heeltyd teen Israel se pesha
profeteer. Want ek meen, dit vat letterlik, jy kan die kleinste ou boekie, Micha of Amos lees, en dan sien jy hoe die gedrag van Israel die heeltyd daai vertrouensverhouding met God breek. Ek kyk gereeld saam met my kinders die Bible Project, en die een, so dit is, jy nie weet wat dit is nie, dit is die Bybel wat geanimeer is, en al die boeke in die Bybel kan jy in prentjies kyk. Nou so toe ek het saam met my kinders gekyk het, waar Moses in die berg op is, en dis eintlik soos 'n troue, waar God bo vir Moses sê, ek wil jou God wees, sal jy vir my 'n volk wees. En is hierdie mooi liefdesverhaal van hierdie God wat so uitreik na hierdie mens, wat eintlik daai vertroue al in die tuin verbreek het. En dan sê Moses ja, en hy ontvang hierdie wet, en dan loop hy af, en wat gebeur onder? Hulle het eintlik op die Here gecheat. Dan is daar allerhande afgode. En so dis Pesha, God se hart wat daar breek en sê, hoorie maar, ons het hierdie verhouding, ons het hierdie vertrouensverhouding, en deur julle afgoderry is dit nou verbreek. Dis die hart van Pesha, sonde. Dan, Avon, dit is vir my pragtig, so dit beteken om krom getrek te wees. Dit is die wortelwoord. So dis krom of skeef getrekte gedrag. Nou die mooi gedeelte van daai Avon is dat as 'n mens se gedrag skeef getrek is, dan veroorsaak dit 'n skeef getrekte wêreld. Waar dit wat vir die Here mooi is nietig vir mense. En dit wat vir mense wonderlik en goud en blink is nie vir God wonderlik en goud en blink nie. Sien julle daai skeefgetrektheid? En so, byvoorbeeld, kom ons noem 'n voorbeeld, nê? Maar die sonde van die 10 gebooie waarmee ek dink ek die meeste sukkel is daai laaste enetjie, jy mag nie begeer nie. Oh my hat, ek is mal oor mooi goed. Veral mooi huise, dit is my mooiste, lekkerste ding. Maar as ek verby so 'n lekker buurt gery het, dan voel ek so sleg oor myself daarna. En dit is nou presies daai kromgetrekte ding wat in my hart gebeur is, omdat ek begeer, voel ek nie lekker nie. Omdat ek daai verkeerde morele ding doen, naamlik begeer, is my hele wêreld naderhand so krom en skeef getrek. Nou, wat nog ekstra mooi is, nou in die Bybel sê dit, dat as God Avon straf, die straf is om in die nagevolge van die Avon te sit. Nou, dis presies, so as jy 'n skeefgetrekte gedrag het, dan gaan jy opeindig om in die nagevolge van daai skeefgetrektheid te lewe. Met ander woorde, as ek 'n lewe leef waar ek myself die heeltyd vergelyk met almal, dan gaan ek nooit goed genoeg voel nie, want dan gaan altyd mense wees wat beter lewe as ek. As ek moorddadigheid in my hart kweek, en meeste van ons loop nou nie met messe en gewere rond nie, maar ons is goed daarmee om ander se karakter te verpletter. Nou die waarheid is, as jy met daai moorddadigheid in jou hart rondloop, dan is die straf eintlik om in daardie gebroke verhoudings, oppervlakkige verhoudings, wat jy kweek te leef. En dan wat Jesus kom doen, as hy aan die kruis hang, dan wat hy doen, is hy kom sit namens ons in die gevolg van ons Avon. Hy kom verabsorbeer dit. So almal van ons wat in Jesus glo, ons leef nie meer in die nagevolge, in die straf van ons skeefgetrekte of immorele gedrag nie. Nou is die gunsteling een van, as jy nou gunsteling van 3 slegte woorde kan hê, dan het ek hom, en dit is gata of hamartia in Grieks. En dit beteken om te misluk, of om die doel te mis, om die punt te mis. So as 'n mens nou die wet gaan lees, en jy vra vir Jesus self, wat is die punt van die weg van God? Dit is mos wat die wet as bekend gestaan het.
Daar's verskillende weë en Pesha is 'n weg, Avon is 'n weg, maar die weg van God is die weg van om hom lief te hê en om ander mense lief te hê. En so sonde is om daardie twee goed te mis. Jou skepingsdoel is om in 'n liefdevolle verhouding met God te leef. En as jy hom nie liefhet nie, dan mis jy die hele punt van jou bestaan. En onlosmaakbaar deel daarvan is om lief te wees vir ander mense. Ons is gemaak om lief te wees vir ander mense. Dis onmoontlik om die Here te dien en nie ander lief te hê nie. En so as ons nie ander mense liefhet nie, dan is dit sonde, want ons mis die hele punt van ons lewensdoel. En dan as Paulus oor Gata skryf, dan sê hy, dit is hierdie verskriklike sterk krag in ons. Dis 'n ding wat die hele tyd vir jou sê, hoorie, jy moet dit nie doen nie, maar as jy weer kan kry, dan doen jy dit. Dis die hele tyd die een wat jou eie belang bo ander soek. Hierdie Gata, om die punt te mis, om jou lewensdoel te mis, om jou bestaan skeef te trek, is 'n groot sterk krag waarteen ons baklei volgens Paulus. En dan, wat die moeilike en slegte ding is die probleem van Gata, is dat ons baie keer nie besef ons mis die punt nie. So, my gunsteling voorbeeld van dit in die Bybel waar hierdie woord gebruik word, is waar Dawid gejaag word deur Saul. En Saul dink hy's reg. Saul is op 'n mission. En dan kom Saul sy Gata agter. Dan besef hy mis die punt. Hy's besig om Dawid verkeerdelik te jaag. En dit is nou presies wat daai ding wat Paulus ook sê, is baie mense lewe van begeer. Lewe 'n lewe van ander mense se karakter afbreek. Lewe 'n lewe waar hulle eie reëls opmaak van wat is nou steel en wat is nou nie steel nie. Dis so grys, ons maak by ons eie morele waardes op. En die punt is dat ons kan nie weet self in ons eie self, in ons menslike self, wat is reg en wat is verkeerd nie. Ons het die Here nodig, soos wat Saul daai openbaring nodig gehad. En daarom is dit die Heilige Gees wat ons oortuig van ons sondes, deur die woord van God. So, as 'n mens ooit moet praat oor sonde, dan is dit ons sonde besef, kom uit die woord van die Here uit, nie sommer in ons eie hart en ondersoek self besluit ons sommer, want ons weet nie altyd wanneer ons die punt mis nie, wanneer ons absoluut buite die liefde leef nie. Daarom het ons die woord en die Heilige Gees nodig. En soos ek gesê het, ek praat min oor sonde. Sonde besef is eintlik 'n moeilike ding in ons tyd. Baie mense hou nie daarvan om oor sonde te praat nie. Hulle is heeltemal onbewus daarvan. Ek dink nie dis snaaks nie, want oor die algemeen hou ons nie daarvan om oor die skadukant van onsself te praat nie. Ons sal veel eerder, soos ons nou laasweek gesê het met die verskonings, ons sal veel eerder die probleem daar ver gaan soek. Maar die uitnodiging in vandag se teks is of jy nou maak of die sonde daar is of nie, dis daar. Dit het 'n gewig op jou lewe. Daar is gevolge aan hier om 'n skeefgetrekte lewe te leef, om die punt te mis, om buite die weg van die Here te loop. Daar is 'n gewig wat jou aftrek, wat jou laat struikel. En so, die uitnodiging is, kom sit dit neer, of soos Johannes dit stel, bring dit na die lig toe. Kom raak bewus van wat is dit wat jou weghou van die wedloop wat die Here vir jou beplan het. Wat is dit wat jou oë van Jesus af weg laat draai? Want as jy struikel, dan eindig jy op om vir jou eie voete te kyk. En dan kan jy nie meer fokus op Jesus nie.
En terwyl ek so dit gelees het, toe dink ek, om 'n disipel te wees, was baie mense het gepraat daarvan, dis om die stof van jou rabbi op jou voete te hê. Met ander woorde, ons is almal geroep, die punt van ons bestaan is om so naby aan Jesus te leef, dat die stof van die pad wat hy stap op ons voete moet wees. En as ons te besig is om te struikel, dan kan ons nie daai stof op ons voete het nie, dan kan ons nie hom naby meer volg nie. So dis die een ongesonde deel, om net, byvoorbeeld in my lewe lyk daai kant so, ek sê oor die algemeen sorry. Here, jammer vir my sonde. Amen. Maar daar is nie 'n naam genoem nie, ek het nie regtig eienaarskap gevat vir die gevolge, ek het nie ingesien wat is die skeefgetrektheid, of hoe het ek die punt gemis nie. Dis net so 'n generiese jammer. Eintlik is ek bietjie onbewus van hoe is dit presies wat ek wegbeweeg het van die Here. Maar die ander deel daarvan is mense wat verskriklik vasklou aan hulle skuld. En in ons reeks oor die reformatie het ons gelees dat Martin Luther was nogal so. Dat hy het homself regtig, hy was eintlik lelik met homself gewees oor daai sonde. En die waarheid is, die hele teksgedeelte van Hebreërs is dat ons is nie gemaak om gebuk te leef nie. Ons is gemaak om vry te leef. Hier word gepraat van 'n wedloop wat 'n mens oorwin, 'n wedloop wat jy met spoed hardloop. En so die hele punt van om sonde te praat is nie om mense toe te gooi met skuld nie. Die Here se wil vir ons lewe is dat ons vry van dit moet lewe. En so, ek dink, ons het nodig om Hebreërs 12 te hoor en te sê, hoe is dit dat ons dan hierdie sonde neersit? En ek het nou klaar 'n bietjie daartoe gepraat om te sê dat dit is nodig dat ons erken by name dat ons sonde het en dat daar nie skade aangerig word nie. As ek ongeduldig is, as ek geniepsig is, as ek lig geraak lewe, dan is daar vir al daai dinge gevolge. Gevolge met my verhouding met God, maar gevolge aan my vermoë om lief te wees vir ander mense. Ek is so lief vir hierdie kruisprentjie. 1 jaar het ons in lydenstyd het die dominee die lelikste, bloederigste, gruisaamste prentjie daarvoor gehad. En ek sê toe vir die dominee, is dit nou nodig? Hier's kinders. En hy sê toe vir my, dis nodig dat ons sien die gruisaamheid van sonde. En van daar af het ek elke keer 'n waardering. Want is nie sommer maar 'n ou sondekie nie. Sonde het gevolge. Maar die tweede deel is dat ons ontvang Jesus se vryspraak. En ons besef dit presies wat dit is wat hy van ons weggevat het. En waarvan af hy ons vrygespreek het. So ek weet nie wie van julle my vanoggend oor die radio hoor praat het, ek voel soos 'n celebrity. Maar in dit het ek gepraat oor 'n opening wat ek gedoen het oor Esegiel se dooie beendere preek. En in daai preek het ek gesê, joh, ek besef net, jy kan nie vir die wêreld profeteer en nuus bring oor God, as jy nie self in jou eie lewe besef het, maar ek was die dooie beendere nie. Ek in my eie lewe moet weet, my genigtig, ek was vasgevang in hierdie en nou is ek vry. Ek het altyd aan myself gedink as 'n nietige, onbelangrike mens en ek het besef ek is 'n geliefde van die Here. Ek het altyd gedink, ag, die wêreld is nie hoop nie en nou het ek ontdek, die koninkryk van God is alive and well en ek lewe in daai koninkryk. En dit is daai ding. Om na die Here te kom en te sê, hier's my stikkendheid, kom ontmoet my in my stikkendheid. Ek is bewus van my stikkendheid en daarom kan ek die genade in my stikkendheid beleef. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra,
Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. En dit is ons realiteit. En daarom is dit so belangrik om sondebelydenis 'n deel van jou geestelike ritme met God te maak. Dis 'n dissipline wat ons help om dit neer te sit. So 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. So hierdie uitnodiging van Johannes is presies dit, om met regtige volle vertroue te weet, dat elke keer wanneer ons sonde noem, dan kan ons fisies voel hoe daai las neergesit word. Dan kan ons fisies voel hoe ons gestroop raak van al die leuns wat ons onsself vertel, die seer wat ons ander aanbring, wat dit ook al is, wat die sonde is, wat jy bely. So praktyke wat ons kan help, is, ek is baie lief vir hierdie gebed, is die eksamen. So jy kan dit gaan Google, maar dit is so maklik soos jy raak elke dag aan die einde van die dag, raak jy bewus van God se teenwoordigheid. En dan dink jy oor wat het daai dag gebeur, en dis dan wanneer jy die woord en die gees innooi om vir jou te wys, waar het jy die punt gemis? Waar het jy skewe gedrag getoon? En dan bely jy dit. En dan sê jy vir die Here, dankie. Dankie dat ek genees is, dankie dat ek bevry is. En dan sluit 'n mens gewoonlik daai eksamengebed af met 'n dink aan die dag van môre. En om vir die Gees te vra dat hy jou sal lei deur die dag van môre. 'n ander wonderlike manier om te leer hoe om skuldbelydenis te doen, is om by Dawid te leer, wat het hy opgeneek. En die wonderlike ding van sy voorbeeld is dat hy dit nooit weggesteek het nie. Hy was nie onbewus daarvan nie. Hy het veral in Psalm 51 leer hy vir ons wat dit beteken om sy hart, om ons harte oop te vlek voor die Here. En 'n laaste een wat die Here self ons geleer het, natuurlik, is die Onse Vader. En in die Onse Vader praat dit nie net van om ons eie skuld neer te sit nie, maar ook die skuld van ander, die gevolge van ander mense se abon, wat ons met ons saamdra, ook neer te sit. So, Jesus maak hierdie vergifnis om vergifnis te ontvang en om vergifnis te gee, deel van ons gebedslewe. En baie mense kom na my toe sê, Jolandi, dis nie so maklik om net mense te vergewe nie. Ek kan nie net daai las net neersit nie. En ek dink dat vergifnis is 'n proses. Ek dink dit bly iets wat jy, as jy agterkom, jy het nog seer, dat jy weer en weer en weer kan vergewe. My gunsteling 4 stappe na vergifnis is hierdie, dit kom by Desmond Tutu en Mpho Tutu se boek. Ja, almal is nie noodwendig van hulle fans nie, maar ek dink hulle het 'n punt hier beet. Dit is belangrik as jy seer gekry het, dat jy jou storie mag vertel. Natuurlik in 'n gesonde omgewing, maar daai deel is belangrik om te sê presies hoe is ek seer gemaak. So, vertel jou storie, noem die seer wat jy daai persoon van vergewe. Weereens, dis maklik om net te sê ek vergewe jou, maar in my lewe moes ek my ouers vir spesifieke goeders leer vergewe, sodat ek kan loswees van daai spesifieke goed. So, noem daai ding, ek vergewe jou vir die feit dat jy my nooit raak gesien het nie. Ek vergewe jou, whatever. En dan, as jy dit genoem het, gee daai vergifnis vir daai persoon. En dan kan jy besluit, kan ek nou, as gevolg van hierdie vergifnis, kan ek nou daai verhouding vernuwe? Of beteken dit dat ek 'n grens moet opstel en sê, hierdie is ongelukkig verby, maar ek vergewe jou. Ek wil jou uitnooi na hierdie alles, die verskonings, die skuld wat ons met ons saamdra, die wrokke
of die blaam wat ons met ons saamdra. Ek gaan nou geleentheid in hierdie oomblik gee, dat jy dit op die naam kan noem en sê, Here, ek sit hierdie verskoning neer. Here, ek sit hierdie belydenis by u voete neer. Here, ek gee hierdie naam wat ek kom vergewe by u kruis neer. So kom ons bid saam. Ons het berou oor ons sonde en bid dat U ons sal vergewe van alle afgode wat ons in U plek stel, van alle ontrou teenoor U, van elke misbruik van U naam, van ons onvermoë om tot rus te kom, van ons opstand teen gesag en teen almal wat oor ons gestel is, van alle haat en afguns teenoor ander mense, van elke gedagte en daad waardeur ons huwelike aantas, van elke benadeling van ons naaste, deur selfsug en eie belang, van alle kwaadpratery en valse getuienis, van alle begeertes wat sonde voortbring. In die naam van Jesus Christus, wat vir al ons sonde gesterf het. Hoor ons, o Heer. Vergeef ons, o Heer. Ontferm U oor ons. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die offergawe. Dankie. Ek weet nou nie lekker oor daai braai van ons nie, maar as jy die reën wil vermy, julle is welkom om die voordeur onder die dak deur na julle karre toe uit te beweeg. Dankie. Ons die slotlied saam. Ek wat vergifnis
zeer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het die guns my aangebied. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Tog doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons moes sop gemaak het.